Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur. Ondersteun ons 31 dae van gee in Augustus. Ons barmhartigheidstema fokus op mense met voedselnood. Die deeroffers gaan aan ACVV, Stellenbosch Welgelege Noodfonds, Stellenbosch Voedingsaksie, die Bybelverspreidingsfonds en die bediening aan dowes by die Nasionale Instituut vir Dowes. Word deel van ons gemeenteprojek tydens Barmhartigheidsmaand om die groot voedselnood in die Stellenbosch gemeenskap te help verlig en te help om al die houers vir die 9 organisasies wat ons ondersteun te laat oorloop. Goeiemôre en baie welkom by hierdie virtuele erediens, hierdie preekopname. My naam is Nadia Maree, dit is my voorreg om ook op hierdie manier iets van hierdie teksgedeelte wat ons vandag saam gaan lees met julle te deel. Ons is in koninkrykstyd, dit is die tyd waarin ons nadink oor die werk van die kerk in die wêreld, deur die kragveld van die Gees, en dit is ook die fokus van hierdie Sondag. Ons is op die oomblik besig om deur 'n aantal tekste in Genesis te werk, en ek het ook besluit om by die leesroosterteks te hou, so ons gaan 'n bietjie later die leesroosterteks saam lees uit Genesis 32. Ek wil vir ons 'n aanvangswoord lees uit Psalm 146 vers 5. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gefestig is op die Here, sy God. So wees gegroet en wees welkom. En ek wil julle uitnooi om saam met my te dink en te reflekteer oor die teksgedeelte wat ons saam gaan lees. Voordat ons dit doen, wil ek wel 'n paar oomblikke van stilte gee en ek gaan net vir ons 'n kort gebed doen. So kom ons sluit die oë. Here, U is die God van Abraham, Isak, Jakob, Sara, Rebekka, Lea en Rachel. Die verbondsgod van Israel, die verbondsgod van die kerk, die een wat ons, soos wat U vir Jakob ook nie gelos het nie, wat ons nie los nie, wat ons daaraan herinner dat U ook in die moeilike tye, in die strydtye en worsteltye by ons bly. Amen. Ek lees vir ons uit die 2020 vertaling. Ons teksgedeelte is Genesis 32 verse 22 tot 33. In daardie nag het hy, Jakob, opgestaan, sy 2 vroue, sy 2 slavinne en sy 11 seuns geneem en deur die bedrif van Jabok gegaan. Hy het hulle geneem, hulle deur die spruit laat gaan en alles wat aan hom behoort laat deurgaan. Jakob het alleen agtergebly en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek toe. Toe hy sien dat hy Jakob nie kan oorweldig nie, het hy hom op sy heupgewrig getref. Jakob se heup is in die worsteling met hom ontwrig. Hy het gesê, laat my gaan, van die dagbreek. Maar Jakob het gesê, ek sal U nie laat gaan nie, tensy U my seën. Toe vra hy, wat is jou naam? En hy antwoord, Jakob. Toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het met God en mense stryd gevoer en het oorwin. Jakob vra toe en sê, maak asseblief U naam bekend. Maar hy het geantwoord, waarom vra jy dan my naam? Hy het hom toe daar geseën. Jakob het die plek Peniel genoem, want het hy gesê, ek het God van aangesig tot aangesig gesien en tog is my lewe gered. Hy het die son sien opkom, net toe hy by Peniel verbygaan. Hy was mank aan sy heup. En daarom eer die Israeliete tot vandag toe nie die seëningrige spier wat aan die heupgewrig vas is nie, omdat hy die heupgewrig van Jakob, die seëningrige spier, getref het. Tot sover. Nou daar's 'n ou fliek het ek gesien uit 1963 met die naam
Jacob, the man who fought with God. En dit was my nogal mooi, kom natuurlik uit ons teksgedeelte, daarom het ek ook die preektema gekies, soos wat ek het gekies het, die een wat met God en met die mens stryd voer op die voetspoor van Jakob. En ek moet dalk net bieg en sê, ek wou aanvanklik nie op hierdie teksgedeelte fokus vir die preek nie, ek het gedink is dalk te bekend en ja, dat mens dalk iets anders moet lees, maar aan die einde besluit, dalk moet ek myself ook bietjie soort van push en dit wel lees en ek is bly ek het, want ek dink dit is 'n ontsettende ryk teksgedeelte. So hierdie idee van Jakob, the man who fought with God, dink ek is nogal 'n interessante idee, want as 'n mens die vraag sou vra, wat is ons prentjie van Jakob? Dink ek sou ons verskillende antwoorde kon gee. Hier in hierdie teksgedeelte lees party mense dit so dat Jakob 'n soort held is of selfs 'n oorwinnaar wat sy sin kry. Iemand wat op 'n manier suksesvol is. Hy wen op 'n manier die eersgeborene seun. Dani het so ruk terug daaroor gepreek en deur sy pa te bedrieg en sy broer, maar die punt is hy kry dit en ontvang dit. Hy kry sy sin ook by Laban, sy skoonpa en trou met die vrou met wie hy wil trou, al word hy ook in die proses self bedrieg. So mense kon dink ook hier, hy is die een wat die stryd wen, wat die worsteling met God of met die man, die teks gebruik beide beskrywings, hier op 'n manier wen, wat sy sin kry. Mense kon dink aan Jakob as 'n booswig. Hy is iemand wat eintlik ander mense indoen. En so as ons dink aan Esau spesifiek, dat Esau verloor, nou mense sou kon sê, miskien is Esau 'n bietjie soort van hot-headed, dalk dink hy nie mooi nie, oorhaastig, ongeduldig, so dalk het hy aandeel in sy eie elende, maar die punt is dat hy nie altyd met edele bedoelings optree nie. So 'n booswig, 'n bedrieër is 'n ou beskrywing wat met Jakob se naam geassosieer word, ook hier in ons teksgedeelte. Ander maniere waarop mense hom sou kon beskryf is as 'n go-getter. Hy is iemand wat besluit wat hy wil hê in die lewe en absoluut deurdruk. So hy het ambisie, hy's gedrewe, miskien selfs opportunis, so hy neem die geleenthede, hy gryp die geleenthede aan wat oor sy pad kom. Miskien bietjie minder bekende manier om hom te beskryf sou wees as 'n gelowige, maar dit is definitief ook 'n beeld wat ons in hierdie teksgedeelte sien. En so my vraag aan myself, moontlik ook aan julle, sou wees, watter Jakob kom ons hier teë? Want dit is tog aan die einde van die dag, speel Jakob 'n absoluut sentrale rol in hierdie verbondsverhaal van Israel, tot op die punt dat sy naam hier, sy naam wat deur God gegee word, Israel is, die vader van die 12 stamme, ons weet dat hy 'n voorvader is van Jesus, en so ook in die Nuwe Testament figureer, en 'n absolute sentrale rol in hierdie verlossingsverhaal, in die, sou ons later kon sê, die goeie nuus van die evangelie selfs. Maar eintlik 'n baie menslike beeld wat ons hier van hom kry, is nie 'n soort van upstanding citizen of dit alleen wat ons hier teekom nie, maar iemand wat weet hoe om, hy streetwise, hy weet om te operate, hy weet om sy sin te kry. Wat nou van die kommentatore hier opper is, hulle sê hier is een van die mees geheimsinnige verhale wat ons in die Ou Testament het. En nie net oor Jakob self en hoe ons dink oor Jakob en die rol wat hy hier speel of nie speel nie, maar hulle sê vir hier's 'n soort van historiese geheimsinnigheid, so 'n aantal vrae rondom wie is hierdie man wat met Jakob worstel, wat met hom stoei. So is dit 'n mens, is dit 'n engel, is dit God self? Ons vind meer as een beskrywing in die teks self, in die Hebreëse teks. Ons sou kon vra, wat 'n soort worsteling is hierdie? So party mense sou sê, maar hierdie is bloot 'n soort van 'n geestelike of 'n spirituele worsteling. Dis moontlik selfs 'n nagmerrie. So dis iets wat alles in Jakob se kop gebeur. Dis een interpretasie, maar natuurlik hoogs onwaarskynlik, want die teks doen baie moeite, die skrywers doen moeite
om te benadruk dat daar 'n fisiese worsteling plaasvind met fisiese gevolge. Jakob sit uiteindelik met 'n besering, 'n heupbesering aan die einde van hierdie worsteling, en hierdie word ook op 'n manier herdenk later deur Israel. So moeilik om weg te kom daarvan dat dit ook 'n soort van fisiese liggaamlike worsteling is. 'n Mens sou kon vra nog steeds oor die soort geheimsinnigheid van hierdie teks, nie net histories geheimsinnig nie, maar ook teologies geheimsinnig. So ons sou kon vra, waarom worstel God met Jakob? Waarom enigstens in hierdie stryd ingaan? Want ons sien dit goddelike inisiatief is. Dit is nie Jakob wat God hier opsoek nie. Jakob is alleen, hy is eintlik in gevaar. Sy familie trek vooruit op sy aanbeveling en sy raad en versoek, en hy bly agter, en hierdie geheimsinnige figuur soort van begin met hom stoei, en hy veg eintlik op 'n manier vir sy lewe in die donker nag. So mense kon vra, waarom enigstens worstel God enigstens met Jakob? Ons sou kon vra, hoe kan Jakob kers vashou, skryf een persoon, teen die mag en die krag van God. So en baie interessante gedagtes daaroor ook, waarop ek nie nou gaan ingaan nie. Ek sal miskien in die preek in die kerk daaroor 'n bietjie reflekteer. En dan uiteindelik die ontmoeting met Esau, wat ons in die volgende hoofstuk lees, in hoofstuk 33, wat ons nou nie vir hierdie preek, of wat ek nie vir hierdie preek gelees het nie, maar 'n totale gesindheidsverandering by Esau, van hoofstuk 27, waar hy eintlik woedend is vir Jakob, lees ons, en beloof hy gaan hom doodmaak. Dit is die dreigement, dat Rebekka vrees vir Jakob se lewe, en sy vra hom om te vlug. So wat gebeur van hoofstuk 27 na hoofstuk 33, waar daar eintlik 'n soort maklike versoening plaasvind tussen Jakob en Esau. So heel wat vrae op die tafel, wat hierdie teksgedeelte nie noodwendig op uitklaring bied of vir ons klinkklare antwoorde gee nie, maar tog 'n ryk teks juis as gevolg van hierdie vrae en hierdie geheimsinnigheid. So 'n belangrike verhaal, want dit vertel vir ons iets, is een van die verhale, 'n ander teksgedeelte is hoofstuk 35, waar Jakob terug by Bethel is, en wat iets probeer verwoord van die naam Israel, waar die naam Israel vandaan kom. So absoluut sentraal tot die selfverstaan van die verbondsvolk Israel ook later. So 'n volgende vraag dink ek wat 'n mens sou kon vra, en daarop sal ek 'n klein bietjie tyd spandeer, is so wat gebeur hier? En hierdie punt oor die naam is een van die kernpunte wat die kommentatore wat hieroor skryf maak. Dit sê dat Jakob hier aan die einde van hierdie stryd, hierdie worsteling met God, uiteindelik vra en weier om sy opponent te laat gaan nie. Ons lees, die son is besig om op te kom, en as 'n mens sou terugdink aan Exodus, ek probeer in die teks onthou, ek dink is Exodus 33 vers 10, wat sê dat geen mens God se aangesig kan sien nie, wie ook al God sou sien, sou sterf. So indien hierdie God is met wie hy hier worstel, soos wat die teksgedeelte sê dit is dit die soort van gevaar hier, is dat Jakob kan nie sy opponent se gesig sien, God se gesig sien nie, want dan sou hy sterf. Hy verkeer eintlik onder doodsgevaar om sy opponent terug te hou. Maar hy dring aan, selfs in die soort van binne hierdie gevaarlike omstandighede daarop om geseën te word. So hierdie is nog altyd die Jakob van vroeër hoofstukke wat sy broer indoen om ook geseën te word, maar hier wat hy wel ontvang is 'n nuwe naam in reaksie op sy versoek om geseën te word. Dit reflekteer, skryf een persoon, sy krag en sy kapasiteit om te worstel. En dit is wie hy tans is op hierdie oomblik en wie hy ook nog altyd was. So dis nie skielike radikaal nuwe identiteit wat hy ontvang nie, maar eintlik 'n soort van verryking, verbreding van sy identiteit. Hy is die een wat met God en met mense soos Esau sy broer, mense soos Laban sy skoonpa worstel en uiteindelik op 'n manier uitwen. Die waarheid is natuurlik in hierdie spesifieke stryd is daar nie 'n oorwinnaar nie. Jakob
kry gedeeltelik sy sin. Een van sy 2 versoeke word aan voldoen. Hy word geseën, maar hy word geseën met 'n nuwe naam, so 'n baie spesifieke seën. Maar sy tweede versoek, wanneer hy vra wat is u naam, sy opponent se naam, word natuurlik nie aan voldoen nie. Sy opponent God antwoord weer met 'n vraag. So hy kry ook nie volledig sy sin nie. Ons lees ook natuurlik dat hy met 'n besering wegstap. So is hy die oorwinnaar? Is hy dalk nie? Die een ding wat die kommentaar wat vir my interessant was, wel duidelik maak is dat hy nie 'n slagoffer is nie. Dit is absoluut duidelik ook uit die breër verloop van sy verhaal. Jakob is nie 'n slagoffer nie. Hy is iemand wat eienaarskap neem van sy keuses en van sy lewe, ook die verkeerde keuses wat hy maak, en uiteindelik word hy op 'n manier daarvoor raak gesien, ook deur God. Hy ontvang hierdie nuwe naam. So die naam self is interessant, want Israel kan op verskillende maniere vertaal word. Dit kan vertaal word met God wat worstel, God worstel, maar dit kan ook vertaal word met die een wat met God worstel. En so dit hang af hoe 'n mens dit vertaal, maar worsteling met ander woorde word ingebed in hierdie naam ook, Israel. So eerste interessante soort van dink ek gedagte rondom wat hier gebeur is dat Jakob ontvang 'n nuwe naam. Tweedens het ek eintlik nou alreeds na verwys dat Jakob word geseën. Hy word nie net geseën met 'n naam nie, met iets van sy deursettingsvermoë, sy dryf, ambisie, krag, vasberadenheid, verbete wees, verwoord nie, maar hy word ook geseën met lewe, met gesondheid, met welwees. Ons lees vroeër in hierdie hoofstuk van 'n gebed wat hy bid wanneer hy met angs gevul is, eintlik paniek bevange is. Hy hoor van sy mense dat sy broer Esau is op pad met 400 mans en eintlik 'n soort militêre dreigement. En dan bid hy hierdie gebed so aan die begin van die hoofstuk vanaf vers 9 dink ek, wat hy aanspraak maak op die beloftes, op die gesed, die troue liefde, die emet, die standvastigheid van die verbondsgod en die beloftes wat aan Abraham gemaak is. So hy is die een wat ook deel is van hierdie soort van dampkring, wat 'n ontvanger is van hierdie beloftes van lewe, van welwese, van florering, selfs ook in voortsetting van Isak se seëninge in hoofstuk 27. Derde gedagte. So een persoon skryf, Jakob sien God van aangesig tot aangesig. Dit is ook die pleknaam wat hier gegee word, Peniel. Ons kan natuurlik, is dit vir ons ook op 'n manier bekend met ons eie dorp met die naam wat hier naby is. Wat beteken die aangesig van God? Maar my vraag is, jy weet, so verwoord iets van wat hier gebeur in die worstelstryd. Daar's 'n baie mooi skildery van Rembrandt, van Rein, die kunstenaar wat so hy beeld die opponent as 'n engel uit. Maar die worstelstryd lyk eintlik meer soos 'n embrace, asof die engel vir Jakob omarm. En so daaroor kan mense ook heel wat sê. Maar iets van die stryd, maar ook die intimiteit van hierdie interaksie tussen Jakob en sy opponent en God. Maar die vraag wat ek het is, of sien hy die opponent, sien hy vir God van aangesig tot aangesig? Weereens, is Eksodus 33:20, hy sou sterf indien hy werklik vir God van aangesig tot aangesig sien. Op 'n manier is nie die angs nie, maar die aandrang van die een met wie hy worstel, dat hy voordat die dag breek, voordat die son opkom, weg moet wees. En selfs bereid is om te onderhandel met Jakob en om te seën, omdat hy hom nie wil los nie, is ook uit 'n besorgdheid vir Jakob, dat God uit besorgdheid vir Jakob om nie dit wil aandoen, dat hy sy van aangesig tot aangesig met God in die lig, in die daglig kom nie. Vierdens, dink ek 'n baie interessante punt, Jakob is die een wat hier beseer word. So aan die een kant word sy krag en sy deursettingsvermoë en sy vasberadenheid word beklemtoon.
En weer eens is nie iets wat hier vir die eerste keer na vore kom nie, maar eintlik 'n ou kenmerk van Jakob. Alreeds wanneer hy gebore word. Rebekka se opmerking dat hy gebore word terwyl hy sy broer se hakskeen vashou. Waaroor 'n mens ook meer sou kon sê. Maar hy stap nie ongeskaad uit hierdie interaksie nie. Dat uiteindelik hy beseer word, dat iets van sy weerloosheid, nie net sy krag nie, maar ook sy weerloosheid, sy beperktheid, die feit dat hy met 'n permanente besering hier wegstap, met permanente skade oorbly na die worsteling met God. Ek dink sê ook iets van die weerloosheid van Jakob en so aan die een kant hierdie soort van teken van sukses, die een wat met God worstel en that can live to tell the tale. Hy's nie 'n slagoffer van God nie, weer eens. Maar aan die ander kant ook in sy verwondheid en in sy weerloosheid, hierdie teken van Gods genade. Hy is iemand wat die stryd met God oorleef. Nou, wat vir my nogal interessant was om te kyk na ook ander figure wat in 'n konflik met God, ons kan dink aan Moses, is 'n bekende ander figuur, wat ook 'n soort van onder doodsgevaar verkeer, en maar dat dit God is wat elke keer hier, in hierdie geval, in die geval van Moses ook, hierdie sentrale karakter se lewe in gevaar stel. So die inisiatief word deur God geneem, maar die uiteinde van die worstelstryd is 'n soort van selfopenbaring van wie God is. En ek dink dis die laaste en die 5de punt, gedagte wat ek graag met julle sou wou deel, is uiteindelik eindig die verhaal oop, sien ons. Dat ons sien nie regtig dat daar iewers gesê word dat die opponent en Jakob van mekaar gegroet het, byvoorbeeld, of baie 'n konkrete soort van taal van mekaar afskeid geneem het nie. En so een persoon skryf oor het sê, daar's geen rapport, daar's geen weergawe wat sê dat Jakob vir God actually let go het nie, laat gaan het, of dat God vir Jakob laat gaan het nie. En hoe die persoon dit dan soort van interpreteer, wat vir my nogal mooi was, is hy sê, Jakob en God bly aan mekaar verbonde, en dit is juis hierdie klem, waarin die goeie nuus vir ons, dink ek ook, lê, dat ons nie net iets van wie Jakob is hier teekom nie, moontlik miskien selfs kenmerke van onsself in hom herken nie, 'n soort spieël wat in ons opgehou kan word, voorgehou kan word nie, of selfs in die kerk nie, maar dat dit uiteindelik gaan oor God. En die ironie dat Jakob in sy angs en sy paniek, hy so gefokus op die konflik en die potensiaal dat hy sy lewe kan verloor in die konflik met sy broer Esau. En dan spring hierdie ander worsteling, hierdie ander stryd dit vooruit, kom eintlik tussen beide. En aan die einde van hierdie worstelstryd besef hy, alles gaan oukei wees met Esau ook. So fokus eintlik op die verkeerde ding, fokus op Esau, en absoluut menslik, en mens kan dit verstaan vir alles jy hoofstuk 27 lees, maar dat op 'n manier God hier sy aandag soort van op 'n herbestuur in 'n ander rigting, hervestig op dit wat belangriker is, naamlik Jakob se verhouding hier met die verbonds God. En ek het baie gedink, ons in hierdie erediens van hierdie Sondag ons doop ons 'n babatjie, en dat dit is juis wat die doop ook vir ons sê, is dat selfs in ons worstelstryde met God en met mekaar, dat ons vasgehou word, dat ons nie gelos word nie. Die doop is die goeie nuus dat daar niks is wat ons van God en eintlik maar van mekaar ook kan vervreem nie, omdat die verbond ons soort van verankerdheid in die verbond ons diepste identiteit is, dat geen konflik, geen niks wat ons self ook verkeerd sou doen, al die maniere hoe ons mekaar elke dag indoen, beledig, te nakom, dat niks hiervan ons uit die verbondheid kan haal of losruk nie, en ook nie ons broers en susters, ons vriende nie. Dit is nie noodwendig vir almal goeie nuus nie, maar ek dink wel dit is die goeie nuus van die evangelie. Ek wil afsluit met die woorde van 'n baie mooi lied vir my. Dit is eintlik 'n Nederlandse lied, ek het dit vertaal, ek hoop ons kan dit
in die erediens sing oor ook, dis 'n lied met die naam Doop, deur die groep Sela. En ek gaan net vir ons die eerste vers lees. In die water van die doop sien ons hoe God self beloof dat sy naam vir goed aan ons verbonde is. Water wat getuig en spreek van die hoop wat in ons leef, dat Gods liefde vir ons onveranderd is. Dit is my hoop dat elkeen van julle en almal van ons in hierdie tyd, in koninkrykstyd, maar ook in die week wat voorlê, iets van hierdie Godsliefde wat onveranderd is, ongeag hoe ons optree, ongeag hoe ander mense teenoor ons optree, bly. Mag julle iets daarvan ervaar. Amen. In het water van de doop zien wij hoe God zelf belooft dat zijn naam voor goed aan ons verbonden is. Water dat getuigt en spreekt van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. Christus in zijn dood, gaan wij onder in de dood, overtuigd dat er bij hem vergeving is. Neem met Christus ingelijfd, staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voor goed veranderd is. Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor hem